Goed om weer saam met jou te lees uit 1 Korintiërs, vandag hoofstuk 4, vers 6 en 7. Moet jou nie verhef bo dit wat geskryf is nie. Hierdie dinge, broers, het ek om julle onthaalwe op myself en Apollos van toepassing gemaak, sodat julle deur ons kan leer om julle nie te verhef bo wat geskryf is nie, sodat niemand homself belangrik sal ag, omdat hy vir die een is en teen 'n ander nie. Want wie ag jou belangrik? En wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom beroem jy jou daarop as jy dit nie ontvang het nie? In sy skrywe aan die Korintiër gemeente is Paulus soos 'n bloedhond. Hy is soos 'n bloedhond op die spoor van enige en alle forme van verwaandheid. Ons kan praat ook natuurlik van trots. As jy sou opsom wat hierdie twee verse van vandag sê in een woord, dan sou ons kon sê dit gaan oor trots. Die apostel Paulus wys vir die gemeente dat die partyskappe, die verdeeldheid in die gemeente, daai geneigtheid van hulle om die een te verhef, die een leier te verhef bo die ander, of die een af te skiet en die ander een op te hemel, daai geneigtheid, daai wêreldse gesindheid, dis eintlik maar net simptome van verwaandheid. Daar's 'n diep trots in die gemeente, verkeerde trots, 'n verkeerde roem, 'n verkeerde verwaandheid, 'n sondige verwaandheid. En dis wat maak het hierdie partyskappe in hulle gemeente ontstaan. Hy sê in vers 6, hierdie dinge het ek om julle onthaalwe op myself en dan ook op Apollos van toepassing gemaak. Nou wat is hierdie dinge waarvan hy praat? Die kommentare verskil daaroor, maar ons kan breedweg net sê dit verwys na die dinge wat hy vooraf geskryf het, die vorige verse. Sommige kommentare sê dit verwys na dit wat geskryf is tot en met hoofstuk 1, ander sê dit gaan net so ver tot en met hoofstuk 3, maar die punt is duidelik. Die apostel sê dat hy die dinge wat hy geskryf het in hierdie brief tot op hede, op homself van toepassing gemaak het, verwys het na sy eie gedrag en Apollos se gedrag, en dat hy meerendeels baie ligter met die gemeente gepraat het. Meer relatief indirek met die gemeente gepraat het oor hierdie saak en oor hierdie probleem in die gemeente. Maar van hier af vorentoe gaan die handskoene afkom. Hy sê in vers 6, ek het om julle onthaalwe hierdie dinge eers van toepassing gemaak op Apollos en op myself. Ek het eers op hierdie manier gepraat om julle onthaalwe. Ek het eers vir julle die basis gaan neerlê. Maar van nou af vorentoe gaan ek nou baie meer direk met julle praat. Ek het die basis klaar gelê, nou moet ons begin bou. Nou moet ons begin ernstig praat. Nou moet ons regtig hierdie ding by die horings pak. En daar's twee groot redes waarom die apostel geskryf het soos wat hy geskryf het. Daar's twee groot redes waarom hy hierdie dinge eers op homself en Apollos van toepassing gemaak het, hoekom hy so eers die basis gaan lê het. Wat is die twee redes? Hy sê, sodat in die eerste plek julle deur ons kan leer om julle nie te verhef bo wat geskryf is nie. Daar's die eerste rede, hoekom Paulus gepraat het en gewerk het tot op hede, soos wat hy gewerk het. En dan, die tweede rede, die tweede sodat, is sodat niemand homself belangrik sal ag, omdat hy vir die een is en teen 'n ander nie. Hoor jy die verwaandheid? Hoor jy die trots by al twee van hierdie redes? Hier's iemand wat homself belangrik ag, maar ook by die eerste rede, sodat jy kan leer om julle nie te verhef nie. Kan jy sien, dit kom alles weer terug op hierdie gedagte van trots. Daar's trots in die gemeente, verkeerde trots in die gemeente. Nou kom ons kyk na hierdie eerste rede wat die apostel noem, dat julle kan leer om julle nie te verhef bo dit wat geskryf is nie. Wat Paulus hiermee bedoel is, hy het tot op hede 'n verskeie tekste uit die Ou Testament aangehaal, en hy het tot op hede verskeie kere eers meerendeels indirek met die gemeente gepraat en die dinge op toepassing gemaak van toepassing gemaak op hom en op Apollos, vir hierdie rede, dat die gemeente sal sien dat Paulus homself onderwerp aan die gesag van die skrif. Paulus se manier van die skrif moet vir die gemeente, moet vir my en jou leer, hoe ons met die skrif moet werk. Paulus bars nie in die gemeente en gee 'n klomp opdragte nie. Hy kom gee eers die skrifgronde. Hy kom wys eers wat God oor hierdie sake sê. Ons sou, soos ons in die
teologie daaroor praat, ons sou kon sê, die apostel verwys eers of noem eers die indikatief. Die indikatief is dit wat God reeds gedoen het, dit wat God reeds gesê het, dis die indikatief, dis die basis. En op grond van die indikatief, van daar af kan ons nou verder gaan en ons kan praat oor die imperatief, dit wat beveel word, dit wat nou gedoen moet word, dit wat nou moet verander in die gemeente. Maar jy moet eers begin by die indikatief, dit wat geskryf is. En dis wat die gemeente moet leer, dis wat ek en jy moet leer. Kyk hoe werk hy met die skrif, kyk hoe moet ons werk met die skrif. Moenie verder gaan as wat die skrif sê nie. Moenie hoër gaan as wat die skrif sê nie. Moenie minder doen of minder sê as wat die skrif sê nie. Gee die indikatief, moet jy nie verhef bo dit wat geskryf is nie. En dis die apostel Paulus se oogmerk hier. Hy gee eers die fondasie. Ek en jy, as jy nou 'n prediker is, of as jy 'n lidmaat is in die gemeente, maak nie regtig saak watter kant om nie, hier is iets wat ons baie goed moet verstaan en wat ons moet vashou. Die prediker of die lidmaat, wie dit ook al mag wees, die Christen, mag homself nie verhef bo dit wat die skrif sê nie. Mag nie hom verhef bo dit wat geskryf is nie. Jy mag nie verder gaan as wat die Bybel sê ons moet gaan nie. Mag nie meer sê nie, mag nie minder sê nie. Die skrif dra die hoogste gesag. Die Here regeer sy kerk deur sy woord. Ons voorkeure, ons interpretasies is nie belangriker nie en mag nie op mense afgedwing word nie. Dis baie verwaand. Dis baie trots. En nou kom ons by die tweede rede waarom die apostel skryf en werk soos wat hy skryf en werk. Hy sê, sodat niemand homself belangrik sal ag, omdat hy vir die een is en teen die ander nie. So hier gaan dit nou weer oor die konneksie wat jy het met 'n bepaalde leier. Jy is vir die een, jy is teen 'n ander. Nou, maar wat nou gebeur is, die mense se konneksie met 'n leier het nou vir hulle identiteit bepaal. Ons het in 'n vorige vers ook al gepraat oor identiteit en gesien die apostel Paulus wys vir ons wat ons identiteit in Christus is. Maar die gemeentelede het hulle self nou belangrik geag op grond van die een, the one, die een wat hy volg, die een by wie hy homself skik. So hy laat sy identiteit bepaal deur die leier wat hy volg. En dit kan nie gebeur nie. Dis hoekom die apostel Paulus sê, ek het nou op grond van die skrif vir julle gewys, dat dit nie reg is nie. Ek het vir julle klaar gewys, dat julle identiteit in Christus lê. En dis wat ek vir julle wou leer. Moenie jouself vind op grond van jou leier nie. Moenie jouself belangrik of onbelangrik ag op grond van 'n ander leier in die gemeente nie, 'n ander prediker nie. Hoekom nie? Al die apostel Paulus gaan verder in vers 7. Hierop brei hy nou uit. Hy gee 'n paar vrae, 'n dringende vrae, retoriese vrae amper. Vers 7, want wie ag jou belangrik? Wat besit jy wat jy nie ontvang het nie? As jy dit dan ontvang het, waarom beroem jy jou? Hoor jy die taal van trots? Waarom beroem jy jou daarop asof jy dit nie ontvang het nie? Met ander woorde, waarom beroem jy jou asof jy daarvoor gewerk het? Of asof jy dit in jouself het of in jouself is? Hier is die punt van sy vraag. Hy sê vir hulle, alles wat julle is, alles wat julle het, kom nie van julle af nie en kom nog minder van julle leiers af. Dit kom van Christus af. Julle is wie julle is in en deur die Here Jesus Christus. Dit kom van God af. Dis nie ons leiers wat hierdie groot gawes, hierdie geestelike geskenke aan ons gee nie. Dis nie ons leiers wat ons vergewe nie. So waarom vind julle julle waarde in julle konneksie met die leiers? Waarom verhef julle julleself bo die skrif? Waarom verhef julle julleself oor mekaar op grond van julle verbintenis met een of ander prediker? Nou, ek wil net hier 'n laaste nota byvoeg. Die apostel sê nie dat ons nie mag dankbaar wees vir die leiers wat ons het nie. Dis 'n groot genadegawe van die Here dat hy sy woord laat hoor en laat preek en verkondig. Maar ons moet altyd in die oog hou dat die leiers Christus se diensknegte is en ons is wat ons is, omdat Christus ons dit alles genadiglik geskenk het. So ons moet altyd die regte perspektief bou. Ons bid saam. Vader, help ons asseblief om die sonde van verwaandheid in onsself en in ons gemeente te beveg. Help ons om onsself nie te verhef bo dit wat U geskryf het nie, en nie ons waarde
in ons leiers te vind nie, maar in U. Amen.